2, daar sê. Goeiemôre geliefdes. Ek het min of meer almal gekry, hallo daar. En vir julle wat nou inkom, baie welkom. Ons gaan, ek sal net nou 'n bietjie meer gesels, weer welkom sê, maar ons gaan so 3 liedere nou saam sing. En die laaste een is 'n nie so 'n bekende melodie nie, maar ons gaan hom lekker hard sing en ons gaan die Here se naam groot maak en eer. So kom ons sing die lied 309 510 en 601. Thank
Sy geliefdes, weer eens baie hartlik welkom by ons eerste kwartaal Sondag. Ek weet die jaar het nou al 18 dae geloop, maar ons eerste groot kwartaal Sondag vir die jaar. In 'n sekere sin skop alles af. Vir julle wat daar agterby gekom het, baie welkom, baie seën aan julle. En julle daar agter ook baie welkom. Die ander het ek daarom hallo. Kom ons draai gaan na mekaar toe en dan kom ons groet mekaar. As jy nog nie vir iemand wat jy gesien het, nog nie kans gehad om te sê goeie geseënde jaar nie, doen dit nou. Ons het 'n oomblik daarvoor. Dis definitief 'n stiller seënwense toewens as die eerste diens, maar dis reg so. Dis heerlik om elkeen van julle te sien, ook hier by ons klassieke diens, wat weer vandag hervat. Net so van my en Adam, en ons leierskap se kant af, baie welkom terug. Mag 2026 'n besondere jaar wees. Ons gaan kyk net nou ook vanuit die skrif uit. Ons lewens het nie altyd net hoogtepunte nie, ons ken ook van dieptepunte en uitdagings en al daardie, ons verreken dit, maar mag u die versekering hê, dat maak nie saak waar ek op my lewensreis saam met die Here is nie, die Here is altyd by my, en waar hy is, daar is vir my goed. Ons gaan ook kyk na die teksgedeelte wat sê, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee, mag die Here vir julle innerlike rus gee, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, en mag dit 'n goeie en 'n besondere jaar wees. Ons reis saam as familie van die Here, en juis met die uitnodiging, kom na my toe. Geliefdes, ons gaan die Here nou dien met ons offergawes, en daarna gaan, terwyl sy ons offers gee, gaan ons ook na die aankondigings kyk, die belangrike inligting vir die week en die kwartaal en vir die jaar. So kom ons luister daarna. Kan ek sommer net 'n aanduiding kry, is daar iemand wat vir ons graag die Christuskers wil aansteek? Dankie Dou, ek sal jou net nou na vore roep. So kom ons dien die Here met ons offers en ons kyk na die aankondigings. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Wat 'n voorreg het ons nie om so almal saam by mekaar te kan kom in hierdie huis van die Here en sy naam te kan groot maak nie. We would also like to invite you to our Open Door Sunday service that's tonight at 7 o'clock, where we will get together, have a nice cup of coffee, some awesome praise and worship, and then Pastor Adam will lead us in the word. Beplan jy dalk om eersdaags in die huwelik te tree, dan wil ons jou ook uitnooi na ons huweliksvoorbereidingskursus wat op Saterdag 7 Februarie plaasvind. Die koste beloop R500 per paartjie en sluit die kursusmateriaal in sowel as 'n ligte middagete. Skryf asseblief so gou as moontlik by die kerkkantoor in. Dan ook so in die begin van die jaar is dalk net 'n herinnering aan al die aktiwiteite wat hier by die kerk plaasvind. Ons begin sommer by Woensdaagoggende 6:15 tot 6:30, wat ons manne bymekaar kom, manna vir manne, wat deur François aangebied word. Die manne kom 'n bietjie bymekaar vir 'n vinnige geselsie, kort boodskap en saambid, en dan pak hulle die res van die dag aan. Ons nooi ook graag al ons seniors uit, Dinsdaagoggende en Donderdagoggende 8:30 tot 9:00, gedurende die skoolkwartale. Trek gemaklike klere aan en kom strek saam in die onderste saal. Die ingang is vanaf die saaldeure op die voorste parkeerterrein. Op Donderdagoggende 9:00 tot 10:00 is daar ook 'n gebedsgroep wat in die gebedskamer bymekaar kom onder leiding van Rihanna. Die ingang is by die deur wat oop is in Stasieweg. En dan ook Donderdagoggende 10:00 tot 11:00 in die Kleuterkerk word daar 'n Bybelstudie deur Piet van Sail aangebied. En dit help ons om net na die woord te kyk en nuwe dinge te ontdek. Almal is natuurlik welkom by enige van hierdie geleenthede. Ons het ook 'n gebedsversoek van 'n vraag om ontvang. Daar is baie gesinne wat ons ondersteun, en van ons gesinne wat ons ondersteun se kinders het regtig baie uitdagings. Daar is van die kinders wat tans nog nie plek in 'n skool het nie. Ons het kinders met spesiale behoeftes en gesondheidsuitdagings wat tans nog nie in 'n skool is nie, of wat nog as gevolg van hulle gesondheid nie kan skool toe gaan nie. Ons het 'n graad 2 wat in die week iewers anders moet bly om te kan skool gaan en net naweke kan huis toe kom. Ons vra regtig ook vir julle voorbereiding vir hierdie gesinne met wie dit swaar gaan. Dan laaste maar nie die minste nie, ons deeroffers is vanoggend vir Padisa Trio. Padisa Trio is die nuwensgewende organisasie deur wie die NG Kerk se barmhartigheidsdienste geskied. Hulle is ook die kinderbeskermingseenheid in ons omgewing met takke in Bellville, Durbanville, Brackenfell, Kraaifontein en Scottsdene, en hulle doen ongelooflike werk met 'n baie klein personeel
en 'n baie beperkte begroting. Hulle doen onder andere voorkomingswerk deur inligtingsessies aan kinders by skole, byvoorbeeld deur praatjies te hou oor boelies of molestering en ook ouerskapopleiding. Hulle identifiseer en help kinders in hoë risiko huishoudings deur berading, terapie, kleurevoorsiening ensovoorts. Hulle doen ook statutêre werk, hofverskynings en plasings van kinders by peetouers en veiligheidsouers. Sover as moontlik word daar altyd gepoog om die kinders weer by hulle families te herenig. Dit is dan eers al vanuit die nuuskantoor. Ek hoop jy is net so opgewonde soos ek oor hierdie jaar wat voorlê om te sien hoe die Here ook kragtadig in ons gemeente werk. Mag jy 'n geseënde byeenkoms van gelowiges beleef vanoggend. Dou sê net, hy werk vir Land Rover. Hulle het gehoor dat Land Rover Suid-Afrika maak einde Februarie toe, so sy werk is in gedrang. Daar is en een stad toe. Ok, goed, so waar jy werk. Goed so, maar daar is ander verwikkelinge, so kom ons bid vir deurbrake ook vir hulle. Goed geliefdes, kom ons maak die oordrang, bid ons saam. Here God, vanoggend kom ons na U toe. Ons wil aan die een kant met vreugde ons dankoffers bring, dankie vir die goedheid, die liefde, die troue sorg, maar ons kom ook met soos Dou, met dit wat ons bekommer, dit wat ons negatief beïnvloed, dit wat 'n wolk oor ons koppe laat hang. Hier waar die tak waar hy werk, van Land Rover wat gaan toemaak, Here, ons bid vir uitkoms, ons bid vir ander gesprekke wat in die gang is, en dat daar ook vir hom 'n werkgeleentheid is, van 1 Maart af. Here, U is een wat die onmoontlike moontlik maak. En dis nie net omdat ek nou dit bid nie, maar Here, ons weet dit verseker, ons verklaar dit. U gryp in, U ken sy hart, U weet waardeur hy en die res van die personeel ook in hierdie tyd is. Here, so kom ons elkeen met ons uitdagings en dit wat swaar op ons lê, dit wat ons saamgedra het van 2025 af in die nuwe jaar in. Ons kom met ons vreugdes en ons hoogtepunt momente en ons kom wy ons lewens aan U toe. Met ons offers kom sê ons dankie Here, dat U die een is wat die Immanuel is, God by ons, wat ons nooit los nie, wat elke tree van die dag by ons is. Elke asemteug kom van U af. Elke mooi ding wat rondom ons gebeur, selfs die moeilike goed, deur dit alles, sê U vir ons, ek is by jou. En ons verklaar dit. En so wil ons dan ook, saam met die psalmdigter, kom sê, daar in die baie bekende Psalm 121, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En op jou lewenspaaie sal jy hom steeds hoor sê, kom na my toe. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en Jesus wat hierdie uitnodiging gerig het en gesê het, kom na my toe. Hy doen dit vanoggend, hy doen dit elke dag. Mag die Here vir jou ryklik seën nou in hierdie erediens en dan ook die lewe wat voortgaan hierna. Amen en amen. Baie dankie. Blessings. Ons gaan nou 2 liedere saam sing, lied 428 en lied 514. As dit vir u moontlik is om te kan staan,
is jy welkom te staan en dan sing ons hierdie 2 liedere saam tot lof en eer van die Here. Ons bid saam. Here God, in hierdie 2 liedere wat ons nou gesing het, was daar so een
frase wat sterk uitgestaan het. Lig is u las, en sag is u juk. Dit kom juis uit die skrifgedeelte wat u vir ons kom gee het vir die jaar 2026, Matteus 11 vers 28 tot 30. Here, ons wil met nuwe oë wat deur u verhelder is, wil ons kom kyk na ons lewe hier en nou, waar ons is aan die begin van 2026. Wil ons die pad saam met u stap, wat u vir ons ook beplan het vir die jaar. Dankie dat ons al reeds daar, ver terug in die verlede, by die psalmdigter kan hoor wat hy vir ons verklaar en sê, my siel vind rus by God, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Dankie dat ons weet, al val alles rondom ons, al val die wêreld uitmekaar en ons sekuriteit en 'n klomp ander dinge daarmee saam. U is die een wat getrou is. Saam met u en op u kan ons stewig en vas bly staan. Ons plaas ons volle vertroue in u, om ook in hierdie oggend, vanuit die woord, vir ons te kom bemoedig, op te tel en te versterk, vir ons lewensreis saam met u. Ons loof en ons eer en ons prys u, Vader, Seun en Gees. Amen. As u sou wou, u Bybel oopmaak, ons gaan so 'n bietjie later, Matteus 11, vers 28 tot 30 saam lees, maar ek wil net so daarom 'n kort inleiding vir ons gee. Nou, 2026 het alreeds gevorder, dit is die 18de dag, ons is amper al 3 weke in hierdie jaar in. Baie van u was met vakansie gewees, by die see het ek gehoor, en dalk by die kinders gaan kuier, of waar ook al gewees, en dit was vir ons 'n goeie tyd gewees, net om 'n jaar klaar te maak en nuwe kragte te bou. Maar ons weet ook dat as die nuwe jaar kom en is dalk nog in 'n werkkring of al die ander goed, as mens terugkom, dan is daar altyd 'n klomp dinge wat gebeur in mense lewe, so die ratte begin weer vinnig draai, dalk vinniger as wat ons eintlik voorgereed gemaak het. Ek weet nie wat u op oujaar gedoen het nie. Wie van u het wakker gebly tot 12 uur in die nag? Ek haal my hoed vir u af. Dankie dat jy dit gedoen het. Ek en Elmarie het 'n rustige aand gehad. Ons het wel lekker saam gekuier met Anne-Marie en Johan Rey, want Teens was toe nog in Suid-Korea gewees, en maar hier by 11 uur die aand het ons ligte afgesit, of Elmarie het eintlik so 'n paar minute voor my, het sy al aan die slaap geraak, en so het ons klaar gemaak met 2025 slapende, deur al die klappers wat geskiet is, en die ouleit wat rondom ons gebeur het, en ons het ons oë oopgemaak die volgende dag. En so ons het ons 2025 klaar gemaak. Ons het 2025 klaar gemaak met 'n klomp herinneringe, wat goeie goed was, en daar was natuurlik ook verliese wat ons gehad het. Elmarie se pa, skoonpa is oorlede verlede jaar, my beste vriend. Ons het saam gestudeer, saam met die bediening begin. Hy is oorlede aan kanker op 57. Janetta Davids, ons kosterhulp, ons werker hier by die kerk, is 30 Desember sy oorlede. Sy sou die 31ste sou haar laaste werkdag gewees het. So ons het met hierdie verliese het ons ook die jaar klaar gemaak. En tog het ons opgestaan met die vooruitsig van 'n nuwe jaar en nuwe toevoeging tot ons familiekring. So daar is klein Aida Roo. En sy is gebore die 2 Januarie vir Jan en Alicia. En die wonderlike is, ons het nie geweet wat die geslag is nie, ons het nie geweet wat die name gaan wees nie. En toe sy gebore is, het Rian gesê, haar naam is Aida. En Aida was Elmarie se ma se naam gewees, wat 'n jaar voordat ons getroud is sy oorlede. En so die kleinkinders het haar nooit geken nie. Maar ja, so dit is vir ons kosbaar en spesiaal, so hierdie patroontjie is nou toe 'n bietjie meer as 2 weke oud, en bring vir ons alreeds baie vreugde, saam met ons ander kleinkind en ons kinders. Maar dan weet ons ook, dit gebeur, en dan gebeur daardie. Ons stap oor van die 1 jaar na die volgende, en die horlosie bly tik, sekonde na sekonde, en nog 'n dag is verby, en so gaan dit aan en aan. Ons maak voornemens, ek weet nie wie van u nuwejaar voornemens het nie. Ek het al 'n paar jaar terug opgehou om regtig 'n lys daarvan te maak, want mens maak mooi voornemens en jy sê, dis wat ek gaan doen en dis wat ek gaan los, en by dag 2 dan het dit eintlik al klaar. Kan jy maar steep trek of opvrommel in die mandjie gooi. Maar dis nie dat ek moet niks instap nie, maar ons maak voornemens, en vir baie mense, miskien is dit 'n grove vry veralgemening,
sal sê, ken jy uitspraak, same old, nee? Dit was in 2025, ag, dit gaan my eintlik net weer aan. Dit wat ek gedoen het en beleef het en ervaar het en al die dinge, dit is nou, na 18 dae in die nuwe jaar, is presies dieselfde. Nog 'n dag, die horlosie het net bly aanloop. Maar kom ons parkeer net gou daardie gedagte vir eers. Want dit is belangrik dat ons sal weet wat ons met ons saambring die nuwe jaar en waartoe die Here ons uitnooi in die nuwe jaar wat voorlê. Maar ek wil graag 'n vraag aan u vra en dit gaan oor kontraste. Nou daar's my 'n voorbeeld, die kontraste van lig en swaar. So kom ons werk gou 'n bietjie met die kontraste van lig en swaar. As jy dink aan lig, buiten is dit nou fisiese goed wat ons kan sien, né? Goed wat lig is. As jy gou vir my 'n paar gedagtes kan noem van lig. Dis nou nie die ligte wat aangaan nie, maar iets wat gewig, né? So, help my gou, lig. Wat is lig? Vere. Daai ou het 'n veer daar, maar veer is lig. Ek het gister die voorreg gehad om weer so 'n veertjie daar so by 'n plek op te tel. Was seker die einde van 'n duif gewees of iets, maar ek het 'n veertjie opgetel. Ja, hy's lig. Spons, ja, dis interessant een, ons het dit in die eerste diens het gehoor, baie dankie Erna. Ballon, is lig, ja. Saaitjies wat rondwaai is lig, ja, interessant dat Tannie dit nou, toe ek nou gister nog sit en werk het, my deur is oop, want ons mos nou baie warm, toe waai een van daai ronde goedjies, waai hy so in my studeerkamer in, en hy warrel, en dan gaat hy weer, ja, baie, dis lig, nog, blare, reg, lig, stof, ja, dit irriteer elkeen dat hom moet skoonmaak, maar ons weet, stof is lig, ja, of 'n sandkorreltjie of 'n dingetjie. Kom ons praat gou oor swaar goed, fisiese swaar goed. Lood, is oom swaar. Dis Lood Akkerman wat daar sit, as julle nie weet nie. Baie dankie. Ek nie want soos hulle sê, nou pun intended. Maar in elk geval, ja, pragtig, dankie oom Lood. Masjinerie, groot masjinerie, ja. Rotse is swaar. Waar is hy nou? Rotses. Beton, baie dankie, ja. As jy hom gegooi het, is hy swaar. As jy blokke selfs net 'n baksteen, hè, met 'n paar bymekaar sit, raak hy swaar. Jy's dou. Motor. Ja, motor. Landies is swaar. Nee, jy sal weet. Land Rovers is 'n swaar voertuie. Ja. Maar hy word nog ordentlik gemaak. Die ander word ons van plastiek gemaak of so iets, né, vandag. Nog so laaste enetjie. Trein, skepe, vliegtuie, olifant, nee, daar's 'n paar goed, walvis, blou walvis. Alraai. Die grootste vragskip in die wêreld, 225.000 ton. Nou vra jy, hoe dryf so 'n ding op die water? Nou goed. Maar ons weet ook dat swaar en lig nie net voorkom in goed wat ons kan sien nie, maar swaar en lig het ook baie te maak met wat in ons binneste aan die gebeur is. Ons praat van ons emosies, ervarings, gedagtes, wat as dit 'n mooi ding is wat gebeur het, of so 'n ligtheid in ons gemoed, is asof jy so op 'n wolkie sweef, nie waar nie, maar daar is ander goed wat ook swaar op ons gaan lê, wat jou, soos in Dou se geval, en dink Amanda saam met hom, en die personeel, dit trek jou neer op die grond, dit is swaar hier in jou binneste. Gaan kyk ons na Jesus. Jesus het self ook, as ons kan werk met hierdie kontraste, lig en swaar geken. Prakties, hy was 'n skrynwerker van beroep gewees, by sy pa het dit geleer, so hy het met hout gewerk, so hy weet van swaar goed wat hy moes dra, en harde werk wat moet gebeur, maar Jesus het in besonder ook 'n fyn aanvoeling gehad vir die mense se binneste, wat vreugde in hulle lewe bring en die ligtheid bring, maar ook wat swaar in hulle binneste lê. En so kom hy na die mense, ook na u en my, met 'n besondere uitnodiging, en dit is ons skrifgedeelte vir oggend uit Matteus 11 vers 28 tot 30, en hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Die refrein wat ons gesing het, my juk is sag, en my las is lig.
Ons plaas vanoggend die fokus in besonder op die uitnodiging, kom na my toe, wat Jesus kom sê het. Ek sal op 'n stadium, sal ek ook vir u 'n lied speel, wat die Here aan die einde van die jaar, toe ek en Adam gaan stil word het, en gaan sê, die Here, 2026 lê voor ons. Waar moet die fokus wees? Wat moet gebeur, as ons as geloofsgemeenskap hierdie jaar betree en mee besig wees? En daar's 'n groep met die naam Crowder, en hulle sing die lied Come As You Are, wat gegrond is op hierdie skrifgedeelte, wat 'n besonder praat van die swaar wat mense deurgaan, die laste wat hulle dra, die sonde wat dit moeilik maak, die uitdagings, die goed wat kom lê, en dan met die refrein wat deurkom en sê wat jy sê, come as you are, kom net soos jy is, kom na my toe. So, dis 'n besondere lied, maar so ek sê, ek sal dit op 'n stadium, dat ons dit ook luister. Die vraag wat groei uit Jesus se uitnodiging, is juist dit. Hoekom het Jesus hierdie uitspraak, of hierdie uitnodiging gerig aan die mense rondom hom, op daardie spesifieke tyd van sy bediening? Wat het gebeur? Wat het Jesus geweet, wat ander mense dalk nie geweet nie? Wat het hy raak gesien, wat verby ander gegaan het? So op daardie stadium kom hy en hy sê, kom na my toe. So, hoe lyk die konteks waarin Jesus hierdie uitspraak gemaak het, kom na my toe? Die konteks is, van Jesus geboorte af, of voor dit al, was die Romeine aan bewind. Vir die hele 33 jaar van sy aardse lewe, was die Romeine aan bewind gewees, en ons weet dat hulle ook dit vir die Jode moeilik gemaak het. Met ander woorde, dit was moeilike lewensomstandighede, konstant wat hulle gehad het. Maar Jesus se fokus was nie so seer op die regering van die dag en die eksterne goed nie. Vandat Jesus begin het met sy aardse bediening, was daar ander leiers, geestelike leiers gewees, godsdienstige elite, die fariseërs en die skrifgeleerdes. En Jesus wil juist die vergrootglas op hierdie groep mense plaas, want hulle het 'n wettiese leer en leefstyl voorgeskryf vir die volk. Hierdie geestelike leiers het met onrealistiese vereistes na die volk toegekom aan gelowiges. Die een wet na die ander moes tot op die letter van die wet uitgevoer word, om God se guns te koop en in sy goeie boekies te kom. Die gevolg, dit het mense moedeloos gemaak. Die vreugde van in 'n verhouding met die Here God lewe het verdwyn. Dit het soos water in die sand weggesyfer. In plaas daarvan om God te soek, het hulle godsdienst bestaan uit 'n klomp dinge wat hulle moes doen om vir God aanvaarbaar te wees. Doen nog dit, hou nog daardie reël, wees nog meer toegewyd, probeer net harder. Wat sien Jesus? Jesus het egter mense raak gesien wat moedeloos geword het, wat teen die grond was. N.T. Wright, 'n baie bekende teoloog van ons tyd, het die volgende gesê, in lyn van wat Jesus se optrede was teenoor die fariseërs en die ander geestelike leiers. Hy het gesê, Jesus does not offer a new set of rules, but a new way of being human. Jesus het nie nog 'n stel reëls kom sê, dis wat julle als moet, of moenie. Maar hy het 'n nuwe pad kom wys, om waarlik mens te kan wees. Jesus het met ander woorde nie 'n nuwe verdere las op sy volgelinge kom plaas nie. Hy wou mense se lewens kom verander. Hy wou hulle lewensomstandighede kom transformeer. Hy wou 'n ligtheid in hulle siel en hulle gemoed bring. Jesus wou geheel en al vir hulle kom vrymaak, sodat mense lig kon lewe in verhouding met hom en God. Ons weet vanuit die skrif, dat Jesus was 'n radikale leier, wat lynreg teenoor die ander geestelike leiers, elite, stelling ingeneem het. Hoekom? Terwille van hulle wat moeg en oorlaai was, hulle wat uitgesak het, hulle wat oorlaai gevoel het. En Jesus sê, kom na my toe. Come as you are. Kom na my toe. Geliefdes, Jesus was so in voeling gewees met die mense wat agter hom aangestap het. Mense wat dit gewaag het om naby hom te leef, terwyl hy daar op aarde was, besig met sy aardse bediening. En Jesus het hulle raak gesien. En hy het geweet wat in hulle lewe gebeur. Daarom het hy ook in prentjies met hulle begin praat, wat hulle baie mooi verstaan het.
Ons gaan na 2 van die prentjies kyk. Die eerste ene is nie so duidelik vir ons nie, want dis nie ons konteks gewees nie, maar jy sal dit baie mooi verstaan. Die tweede ene is baie duideliker, want ek dink, as ons na die teks toe gaan, sal jy verstaan, ons ken dit, ons weet daarvan, en ons gebruik dit ook baie keer. Die eerste prentjie wat Jesus skets is, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Nou, jy sien daar, 'n vragskip, wat oorlaai is, wat baie diep in die water lê. Daardie skip, 'n prentjie, het die volk van Jesus geken, mense wat agter hom saam geleef het. Hulle het dit geken, want hulle het ook maar die skepe wat goed moes vervoer het, hulle swaar gelaai, baie mense in. Ons hoor gereeld van, hier het een van die veerbote omgeslaan, want hy was oorlaai gewees, of hierdie vragskip, sy vrag het geskuif, want hy was te veel gelaai gewees, en hy het omgeslaan en gesink. So die mense het die prentjie baie mooi verstaan. En ek dink ons kan dit ook verstaan. Wanneer ons Jesus hoor sê, ek sien jou raak wat oorlaai is, roer dit ook die binneste? Resoneer dit met wat ook dalk in u lewe aan die gebeur is? Wanneer ons na ons eie omstandighede kyk, dan weet ons ook van gebroke verhoudings. Ons weet van siekte. Ons weet van dood. Ons weet van onverwerkte verlies. Ons weet van skuldgevoelens, finansiële druk, gesinsverwagting wat daar is, emosionele wonde en seer en ander uitdagings. Alles dinge wat ons laat voel, ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Die lewe druk mense onder die water in. Letterlik en figuurlik. En as geloofsfamilie wil ons nie verdere druk op u kom plaas nie. Ons wil graag hê dat daardie 3 B's 'n realiteit in u lewe sal wees. Dis al 2,5 jaar wat hierdie Here vir ons daardie 3 woorde gegee het. Dat elke keer as jy hier kom op 'n Sondagoggend, of by die gimtrimklasse inskakel, of by die Bybelstudie op 'n Donderdag, of waar jy ook al saam is, by die mannegeleentheid op 'n Woensdagoggend, dat jy sal beleef, ek is saam met ander kinders van die Here in die teenwoordigheid van God. Hy maak daai ruimte vir ons oop. Dat ek die ervaring kan hê, ek behoort regtig waar aan hierdie geloofsfamilie. God is ons Vader, Jesus is ons broer, en ons is broers en susters van mekaar. Ons behoort aan mekaar. En wanneer dit dalk ligter voel in die gemoed, en die nuwe krag het en energie, dat jy kan sê, maar ek wil kom bedien met my gawes. Ek is hier, ek is beskikbaar om te kom bedien. Maar dan die tweede prentjie is vir ons, nou verdwyn. Die tweede prentjie kry ons die van die juk. Kan ek gehoor, wie van u het op 'n plaas groot geword en het gesien hoe osse en diere ingespan word met jukke? Jy ken dit baie goed. Ek kon dit nie by die eerste diens vra nie, want daar was nie sulke senior mense daar nie. Maar hulle daarom die prentjie geken. So, William Barclay het nogals 'n mooi beskrywing gegee van hoe juk gemaak is en hoekom daar is. Nou, soos ons weet, as ons in die ou dae, as jy osse ingespan het of perde ingespan het, het jy hulle saam ingespan, 2-2, om te kan sleep. So die gedagte was gewees, dat as daar nuwe osse kom, dan moet daar vir hulle juk gemaak word. En hulle is dan na die jukmaker toe geneem, om afmetings te kom maak. Hoe lyk hierdie osse skof, of hierdie perd, en dan is hierdie juk gemaak. Eers, dan gaan die osse weer terug, en die jukmaker maak dit 'n rowwe juk. En dan laat hulle weer die osse kom vir die finale meet en pas. Die van u wat nog kan onthou met trourok, gewoonlik voor die troue, finale fitting. Het ek nou so 'n rolletjie bygesit, of het ek nou so 5 kg verloor, en so daar's nou die finale, die verstellings wat gemaak word. Jy verstaan dit. Dit was ook so gewees met die juk. Hulle moes kom. En dan het die jukmaker hierdie juk afgerond en geskuur en glad gemaak, sodat hy mooi pas op daardie 2 osse wat saam ingespan kan word. Want ons weet ook vanuit die geskiedenis, 'n verkeerde juk het die osse geskaaf op die skof en dit pyn veroorsaak, en dan raak hulle in onbruik, en dan verloor hulle ons daardie voorreg om met hulle te kan werk. Daar's 'n legende, nou ek weet nie
of dit waar is nie, of dit nou net in die volksmond is nie, maar William Barclay het dit ook onder andere daaroor geskryf. Hy sê dat Jesus was 'n houtwerker gewees, 'n skrynwerker, en dat hy ook 'n jukke gemaak het, en hy was 'n baie goeie jukmaker gewees. En soos die legende sê, by Jesus se skrynwerkerswinkel was daar 'n bordjie teen sy werkswinkel opgewees. Dis maar dalk net 'n legende waar daar staan: my juk pas goed. My juk pas goed. En ek dink jy sal die prentjie nou kry. Ons gaan so 'n bietjie later in die kwartaal gaan ons juis by hierdie tema stil staan. Maar dit is wie Jesus is en wat hy gedoen het. Terwyl die vals leraars en die geestelike leiers mense belas het en nog wette en nog reëls en nog regulasies, het Jesus 'n alternatief kom stel. Hy sê, kom na my toe. Kom leef in 'n verhouding met my. En ek sal vir jou rus gee. Jesus wil die orde kom herstel. Het iemand gesê, jy is nie 'n human doing nie. Jy is 'n human being. Baie keer word ons omgeskakel in human doings, wat net moet doen en doen en doen. En jou menswees word doodgedruk. En jy voel of jy nie meer kan bestaan nie. Maar die belangrike is, ook vanoggend, al ken ons die Here al vir hoeveel jare, al dien ons hom hoe lank, die uitnodiging kom ook na ons toe, vroeg in die jaar, kom na my toe, kom na my toe. Die evangelie boodskap, die blye nuus is dit, Jesus kon tyd spandeer met die konings, met geestelike leiers, met belangrike mense in die samelewing van sy tyd. Maar die Seun van God, wat mag oor alles het 'n keuse gemaak om met mense wat uitgeput was, uitgebrand, onderdruk is, vermoeid en belas is, om tyd met hulle te spandeer. Hy nooi die behoeftiges, die nederiges, die mense wat sukkel om sin te maak van die lewe, diegene wat nie weet of hulle links of regs of vorentoe of agtertoe moet gaan nie. Hy kom na hulle toe sê, kom na my toe. Hy roep na hulle wat vasgeloop het in doodloopstrate. Hy kom na hulle wat uitsig verloor het in die donker dieptes van die lewe. Jesus kom steek sy hand uit na hulle met wie dit goed gaan. Want gewoonlik, as ons sê, kom na my toe, dis jukke en dis las, is lig, dan voel dit gaan net oor mense wat swaar kry en dit moeilik het, en daar is baie mense in die lewe. Maar dalk is jy vanoggend hier, en sê, maar dit gaan eintlik met my goed. Dan kom die Here en kom sê ook, kom nog steeds na my toe, want ek wil deel in jou vreugde, ek wil deel in jou ligtheid en jou gemoed. Daar's mense wat sê, dit gaan goed met my, want ek het dit en dit en dit het ek gedoen, en so het die dinge vir my mooi in plek geval, en die Here is agtertoe geskuiwe. So Jesus sê nog altyd, vroeg in die jaar vir ons, kom na my toe, kom soos jy is, met wat ook al daar is, nou tans in jou gemoed. Geliefdes, ons is nog redelik vroeg hier in 2026, toe ek met hierdie skrif besig was in die afgelope week, en eintlik al van verlede jare wat dit in my agterkop lê, was dit vir my persoonlik goed, om weer net Jesus se uitnodiging te hoor. Dis nie 'n eerste uitnodiging net, kom tot bekering, kom vir die eerste keer in verhouding met my nie. Maar ook vroeg in die jaar kom sy vir my, kom net na my toe. Dit gee my soveel gemoedsrus. Dit gee vir my die versekering, ons het net nog gesing, ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy is die Here wat ook in en by my is. Mag dit ook vir u so wees. In die volgende 5 weke, soos die Here wil, gaan ons na die dieper waarde en waarhede vanuit hierdie skrifgedeelte, gaan ons kyk, wat Jesus uitnodiging vir ons inhou. Hoe dit vir ons gaan help, ook om ons eie lewe in te rig, om ons te oriënteer vir dit wat in hierdie jaar voor ons lê, wat dalk nog baie onbekend is. Sekere goed wat seker is, ander dinge wat onseker is. Maar ek nooi uit, kom reis gerus saam, Sondag vir Sondag, en daar's mooi goed wat gebeur in die jaar, dat ons die geleenthede aangryp. Mag die Here vir u ryklik seën, saam met u geliefdes. Amen. Geliefdes, ons gaan nou so 'n klein oombliekie gebruik, tyd vir 'n toewydingsgebed en 'n stil word. So ek wil vra dat u oë nou sal toemaak, ek sal nou vir ons voorgaan in gebed. Die Here God weet presies wat in u lewe aan die gebeur is. Dis waarom hy dalk ook
die voorbeelde wat hy vir Israel kon sê, vir die volk van die Here, van oorlaai en van jukke, dat u dalk ook daardie prentjie verstaan, en dat u dit kan eien en sê, dit is ook waar my lewe tans is. U dalk die goeie wat u ervaar, dit is wonderlik in die lewe, kom ook met daardie ligtheid na die Here toe in hierdie oomblik. Kom gee dit alles vir die Here. Terwyl ek besig was, daar's 'n teksgedeelte wat my al vir baie jare regtig waar help om myself nader aan die Here te laat beweeg. En dit kry ons in Psalm 40, wanneer die psalmdigter vir ons help, en hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die sluimerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Ek dink ons kan ons baie maklik vereenselwig of insien in daardie prentjie van die put van die dood, sluimerige modder. Maar ons sien die hand wat reeds daar is om ons uit te trek. Dan direk as die psalmdigter dit erken, dan sê hy, hierdie Here God het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Gee vir die geleentheid vir 'n oomblik van toewyding, van net erken wat is daar in u lewe. Ek weet u praat met die Here, u bid tot hom, u smeek, u roep na hom. Hy kom staan voor u vanoggend, kom na my toe met alles. Kom ons gee dit in die oomblik ook vir die Here. Here, ons kom vanoggend na u toe, met dalk hierdie kontraste in ons eie gemoed en ons binneste. Lig aan die een kant, vreugdes, positiewe goed, maar aan die ander kant, dinge wat vir ons swaar is, wat ons belas, wat ons neertrek, wat ons oorlaai laat voel, wat ons laat sink. Ons het aan die een kant 'n juk wat reg pas, as kind van die Here, want hy het dit spesiaal vir ons gesê, my juk is sag, my las is lig. Maar aan die ander kant weet ons ook, Here, dat daar van die wêreldse kant af soveel druk geplaas word op ons, dat dit 'n swaar las is. Iets wat ons skaaf en seer maak. En ons leef met daardie pyn, die verliese en alles wat daarmee saamgaan. Maar dankie dat ons weet, u nooi ons in hierdie oggend, die res van die jaar, en sê, kom na my toe. Come as you are. Kom net soos jy is. Met die versekering, dat u ons omstandighede sal verander. Nie noodwendig aan die buitekant nie, maar ons binneste sal verander, sodat ons in dieper rus sal ingaan, 'n vrede sal beleef wat alle verstand te bowe gaan, dat ons kan sê ten spyte van
weet ek die Here is by my. Hy rig my en hy lei my. Hy dra my. En wil ons eintlik saam met die psalmdigter kom sê en bely, dit gaan met my goed, omdat ek my vertroue in die Here stel. U is die betroubare God. U is getrou van geslag tot geslag. U belofte staan waar. Moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Mag ons met hierdie versekering gaan lewe. Ons bid dit in afhanklikheid, terwyl ons onsself toewy aan U, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met lied 385. Chris, jy kan gou die eerste vers daar opsit asseblief. Ons, dis eintlik so ver vooruitkyk, loof die Here, dis volbring, die worsteling in bange duister, die son van die hemeltrans, die kruis omglans met nuwe luister. Die seer, die negatiewe, die minder lekker, dis verby en ons sien alreeds met verwagting uit na 'n nuwe heerlikheid. Maar mag van ons ook vanuit die lied uit dit sien, maar dis wat die Here nou wil doen, nie net vir eendag nie, reeds nou. So kom ons staan, dan sluit ons af met die 385. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, mag 2026 vir u 'n besondere jaar wees. Dit mag dalk moeilik wees, die uitdagings mag dalk voor ons lê, maar ons weet ons is nooit alleen nie. So gaan huis toe elke dag met die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit regtig moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen, amen. Mooi geseënde dag, sterkte vir die week.